Hallo julle en welkom by die volgende episode in Koffie vir jou siel. Die titel vir vandag is die grootkop syndroom deur nie die waarheid te beoefen nie en hierdie is episode 11 in die tema die kriewelrige kerk. Daar is 'n vreemde, byna onsigbare siekte wat deur die gange van die moderne Christelike kerk loop. Dit tref veral die nalatige gelowiges wat gereeld in die kerkbanke sit, Bybelstudies getrou bywoon en hul boekrakke vol met teologiese meesterwerke. Dit is die siekte van 'n grootkop mentaliteit en 'n gekrimpte hart. Ons het meesters daarin geword om die skrif te ontleed, Griekse grondwoorde te debatteer en mekaar te korrigeer oor fyn leerstellige punte, terwyl ons eie lewens onveranderd en kragteloos bly. Wanneer kennis die einddoel van ons geloof word, verander die evangelie van 'n lewensgewende krag na 'n intellektuele trofee. Maar God het nooit sy woord gegee sodat ons bloot slim debatteerders in veilige studeerkamers kan word nie. Die oomblik wanneer ons die waarheid as blote kennis absorbeer, sonder om dit in die modder en stof van die alledaagse lewe uit te leef, begin daardie einste waarheid ons te verhard. Ons word regters van ons eie regte, in plaas van nederige diensknegte. En ons eie teologiese regwees word die grootste struikelblok vir die uitbreiding van God se koninkryk. Die sleutelvers vir vandag kom uit 1 Korintiërs 8 vers 1. En nou julle vraag oor vleis wat aan 'n afgod geoffer is. Ons weet dat ons almal kennis het. Kennis maak verwaand, maar liefde bou op. Die oordeenking vir vandag, die gevaar van te veel kennis, wanneer die spieël vervaag. Om die woord van God te hoor, sonder om dit aktief toe te pas, is nie bloot vrugteloos of 'n mors van tyd nie. Dit is aktief teenproduktief en gevaarlik vir die siel. Wanneer ons jare lank in klasse sit en kopkennis versamel, sonder om hierdie opvoeding met praktiese dienswerk te kombineer, produseer ons die verkeerde geestelike vrug. Kennis sonder aksie blaas die ego op. Tragies genoeg is van die mees bybelkundige mense dikwels die mees arrogante, wat hul geloof in niks meer as 'n intellektuele bokskruit verander het, waar die hoofdoel is om teologiese argumente te wen. Hierdie mense leef dikwels in die isolasie van hul eie studeerkamers, omring deur kommentare, in staat om Bybelverse in 'n oogwink te resiteer, maar hul harte het hard, eie geregtig en veroordelend geword. Hulle mis die hele punt van die skrif, wat deur God geïnspireer is om ons toe te rus vir goeie werk, nie vir intellektuele selfvoldaanheid nie. Ons eie heiligmaking en karaktervorming vind juis plaas te midde van die verhoudings waar ons ons hande vuil maak, waar ons ander mense van aangesig tot aangesig ontmoet en hul werklike hartseer en stryd deel. As jy eers teologies korrek is, wat dan? Sit jy bloot rond in jou regwees of soek jy God se rigting om effektief in sy koninkryk gebruik te word? Die wêreld sterf nie as gevolg van 'n tekort aan teologiese kennis nie, maar as gevolg van 'n gebrek aan tasbare deernis. Mense gee eenvoudig nie om hoeveel ons weet totdat hulle beleef hoeveel ons werklik omgee nie. Praktiese dade van opofferende liefde en vriendelikheid is die enigste instrumente wat die wêreld se vestings kan afbreek, terwyl dit ons terselfdertyd nederig hou. 'n tweede vernietigende gevolg van 'n passiewe geloof is die wet van geestelike geheueverlies. Jakobus vergelyk die persoon wat die woord hoor, maar dit nie doen nie, met iemand wat in 'n spieël kyk en onmiddellik vergeet hoe hy lyk wanneer hy wegstap. Dit stem ooreen met die bekende opvoedkundige beginsel. Ek hoor en ek vergeet. Ek sien en ek onthou. Ek doen en ek verstaan.
Wanneer ons bloot inligting absorbeer sonder om dit fisies uit te voer, verdamp dit vinnig uit ons gedagtes, omdat ons brein nie bedraad is om teorieë wat nie beoefen word te stoor nie. Ons leef vandag in 'n era van waar inligting deur 'n klik op die muis verkry kan word, met toegang tot miljoene preke op die internet en satelliet-TV. Tog vergeet ons dikwels 'n Sondagpreek teen etenstyd, terwyl verhale, gelykenisse en visuele beelde soos dramasketse langer by ons vassteek omdat hulle die verbeelding aangryp, word ware wysheid en diep begrip eers gebore wanneer ons aktief betrokke raak. Ons moet die skuif maak vanaf blote visuele of intellektuele herinneringe na die fisiese en daaglikse uitvoering van die boodskap wat ons hoor. Dietrich Bonhoeffer het ons daaraan herinner ooreenkomstig met die Nuwe Testament dat Jesus Christus nie in 'n veilige vroom borrel gelewe het nie, maar te midde van sy vyande en kwaaddoeners. Die koninkryk van God is ontwerp om in die markplein van die wêreld te funksioneer, nie in die afgesonderde kloosters van die sogenaamde toegewydes nie. Kerk gaan net soveel oor die uitgaan as oor die inkom. As ons weier om die wêreld in te gaan en regte mense te bedien, verraai ons die dinamiese model wat Christus self vir ons nagelaat het. Maar hoe kan ons dit in ons persoonlike lewe toepas? Ek daag jou vandag uit om jou Bybel vir 'n oomblik toe te maak en jou oë oop te maak vir die mense direk rondom jou. Geloof is nooit bedoel om 'n privaat akademiese projek te wees nie. Jou teologiese kennis het absoluut geen waarde in die koninkryk van God as dit nie vertaal word in deernis vir 'n stikkende wêreld nie. Dit is tyd om die digitale skerms af te skakel, die kommentare neer te sit en op te hou stry oor wie reg is, sodat jy kan begin fokus op wie herstel en liefde nodig het. Vra jouself in alle eerlikheid af, wie in my lewe het vandag my hande en voete nodig? Gaan na daardie buurman wat alleen is, daardie kollega wat onder geweldige druk swaar kry, of daardie familielid met wie jy weier om te praat as gevolg van jou eie geregtigheid. Maak jou hande vuil deur praktiese dade van diensbaarheid. Dit is in die oomblikke waar jy iemand anders se pyn help dra en die evangelie tasbaar uitleef, dat jou eie hart sag gemaak word en waar ware diep heiligmaking plaasvind. Moenie toelaat dat die vloek van geestelike geheueverlies jou beroof van die lewe wat God vir jou beplan het nie. Die volgende preek wat jy hoor of die volgende teks wat jy lees, moet onmiddellik in 'n praktiese aksie-item in jou lewe verander word. Skuif jou fokus vanaf die intellektuele rykdom van die inkom-mentaliteit na die opofferende vrygewigheid van die uitgaan-mentaliteit. Word 'n lewende brief van Christus wat te midde van die wêreld gelees kan word, sodat mense deur jou dade sal weet dat Jesus leef. Kom ons bid saam. Vader God, ek bely dat my kop dikwels vol is, maar my hande leeg. Ek het myself so maklik mislei deur te dink dat my liefde voor U gemeet word aan die aantal Bybelverse wat ek kan onthou of die teologiese argumente wat ek kan wen. Vergewe my vir my eie geregtigheid, my hoogmoed en die maniere waarop ek my broers en susters veroordeel het vanuit die veilige vesting van my eie regwees. Smelt my harde intellektuele hart vandag met die vuur van U absolute deernis. Here Jesus, ek wil nie meer met my oë in die spieël van U woord kyk en weggaan sonder dat my lewe verander nie. Sny deur my geestelike traagheid en my geheueverlies. Wanneer U met my praat deur die skrif, laat daardie woord dadelik wortel skiet in my voete en my hande. Gee my die genade om my studeerkamer te verlaat en die markplein in te stap, waar mense ly en sterf sonder U hoop.
Laat my deernis altyd groter wees as my drang om teologies reg te wees. Stuur my uit te midde van die wêreld, net soos U te midde van U vyande geleef het. Maak my U hande en U voete in 'n stikkende samelewing. Mag my lewe gekenmerk word deur dade van opofferende liefde wat mense se hindernisse afbreek nog voordat ek 'n woord praat. Hou my nederig terwyl ek ander dien en laat my eie heiligmaking gevorm word in die stof van praktiese gehoorsaamheid. In U magtige naam alleen. Amen. Ons kan ook verder uit die skrif leer om ons meer te bemoedig in vandag se oordeenking. Die eerste vers kom uit 1 Johannes 3 vers 18. Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Hierdie teks slaan die spyker op die kop wat betref die gevaar van 'n teoretiese Christendom en skakel perfek met die oordeenking se vermaaning teen intellektuele trots. Johannes herinner die leser daaraan dat die egtheid van ons geloof en ons liefde nooit gemeet word aan die teologiese stellings wat ons formuleer nie, maar aan die praktiese, tasbare dade wat ons teenoor ander openbaar. Dit daag ons uit om uit ons beskermde borrels uit te stap en ons liefde sigbaar te maak in die lewens van mense wat in nood is. Die volgende vers kom uit Romeine 2 vers 13. Nie die wat die wet hoor, word deur God vrygespreek nie, maar die wat doen wat die wet sê, sal vrygespreek word. Paulus sny in hierdie gedeelte regdeur die gevaarlike misverstand dat blote blootstelling aan God se openbaring of konstante lering genoeg is vir 'n regte verhouding met hom. Dit praat direk saam met die oordeenking se fokus op die spieelvergelyking van Jakobus en die vloek van geestelike geheueverlies deur te wys dat gehoorsaamheid nie bloot gehoor word of kennis wat opgebou word die deurslaggewende faktor is nie. Dit dwing die leser om te besef dat God nie beïndruk is met ons Bybelkennis of die aantal preke wat ons aanhoor nie, maar met die mate waarin daardie waarhede ons daaglikse optrede transformeer. En dan die laaste vers kom uit Galasiërs 5 vers 6. In Christus Jesus is dit nie van belang of jy besny is of nie. Al wat van belang is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan. Hierdie vers vat die hele kern van die Christelike wandel saam, deur godsdienstige rituele en eksterne reëls te reduseer tot dit wat werklik saak maak, 'n geloof wat aktief word deur die liefde. Dit skakel pragtig met Bonhoeffer se aanhaling en die oordeenking se kritiek op diegene wat dink geloof is net 'n intellektuele strewe om reg te wees. Dit wys ons dat teologiese korrektheid sonder die dinamiese dryfkrag van opofferende liefde niks anders is as leë godsdiens nie, en dat ware disippelskap altyd in praktiese aksie moet oorgaan. Dankie dat jy na vandag se boodskap geluister het. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê. Mag die Here jou seën. Ons gesels weer. Tot volgende keer. Shalom, shalom.